maybe we can all stand. Please all stand. Daar word baie gepraat daaroor. Ek kan julle ook verseker dat my vriend Marine Stron, wat die moderator is van die Weskaap, absoluut ons as gemeente ondersteun in die saak en vir julle kan geruststel dat die synode gaan nie op ons toesak nie. Hulle gaan nie optree nie. Hulle voel presies saam met ons. Ons insigte en ervarings dat ons dit sal toets aan die skrif, want die skrif is ons maatstaf en hierin speel die werk van die Heilige Gees natuurlik 'n baie groot rol. En as ons dit dan nou vat en ons kyk na wat die afgelope week gebeur het, dan sou ons tog vra vanuit Christelike geleedere wat aanvallend was, dat ons nêrens ietsie hoor van 'n Jesus gesindheid nie. Niks optel van 'n Jesus gesindheid, 'n Jesus liefde, 'n Jesus liefde vir mense. Goeiedag my Afrikaanse Christen vriende in Suid-Afrika. Ek is Ferdi Mulder en ek wil jou uitnooi om aan te sluit by hierdie kanaal, dit te stuur vir vriende en vir familie, vir pastore, predikante, ouderlinge in verskillende kerke wat jy weet wat hierdie boodskap nodig het. Vriende, verlede week het ons 'n program gemaak oor 'n intergodsdienstige nagmaals erediens wat gebeur het in Hermanus. En ons het 'n klompie kommentaar gekry daarna, daar het 'n paar nuwe goed gebeur wat ek gedink het dit nodig maak om vir julle verdere toelichting te gee sodat jy ingelig kan word oor die feite, wat het gebeur. Ek het die video's gaan deurwerk, ek het ook die nuwe eredienste gaan luister waar die predikante gereageer het. Hulle het onder andere die ondersteuning van die synode en die kerkraad gekry. So, daar het 'n klomp dinge gebeur en ek wil graag vandag 'n bietjie verdere toelichting vir jou gee en ek dink is belangrik omdat hier 'n nuwe president geskep is nou wat eintlik van die algemene synode afkom. En ons weet ook, aan die ander kant, is daar gemeentes wat die afgelope klomp jaar opstaan teen dwaalleer, waar predikante vervolg is deur die ringe en uiteindelik uit die kerk gegooi is. So, ons sit met 'n warboel dinge wat aan die gang is, en vandag wil ek bietjie terugrapporteer oor die ontwikkelinge nou sedert dien. Nou goed, kom ons gaan net gou weer terug na die intergodsdienstige erediens. Daar was Vader Edwin Harrison van die Anglikaanse kerk, wat ook by Volmoed, by 'n retreat sentrum betrokke is, waar daar intergodsdienstige gebed plaasvind van verskillende godsdienste. Ons weet dat daar predikante uit die Kaap van die grote kerk al daar was by intergodsdienstige gebedsbyeenkomste. En ons weet ook dat die naweek van die intergodsdienstige erediens mense by Volmoed by mekaar gekom het ook en toe nou na die erediens toe gekom het van verskillende godsdienste. Nou, ek wil net vir jou 2 greepies weer speel van die erediens en hierdie keer gaan ek 2 speel. Die een het julle laas keer gesien waar dit praat oor die verskillende tribes. En dan die tweede ene, gaan julle sien, is dit nog 'n stukkie van die liturgie. Kom ons luister net gou weer na een stukkie oor die verskillende tribes waarna verwys word. Jesus takes them out of their tribe. He says, forget about your tribe. Nee? Daar's 'n NG tribe, en daar's 'n Anglican tribe, en daar's 'n Muslim tribe, en daar's 'n wat ook al. Forget about your tribes. You're all my people. You are one people of God. Goed, so ons weet dit kom uit die Wêreldraad van Kerke, die United Nations, die agenda is die verskillende godsdienste, ons as almal kinders van God word beweer. Maar wat sê die Here Jesus? Onthou julle vir Petrus in Handelinge 4, hy sê, en die redding is in niemand anders nie, behalwe deur Jesus Christus, want daar is ook geen ander naam onder die hemel, wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered word nie. Vriende, ons word nie kinders van God buite om Christus se kruisdood en opstanding nie. As jy dit nie glo nie, kan jy nie 'n kind van God wees nie. Kom ons luister na 'n stukkie uit die liturgie. Ek het dit nie laas keer vir jou gespeel nie. Luister mooi aan die einde, wat word gesê van ons as mense. Bless, Holy Spirit, you are indeed present. You are indeed a gift. Jesus is united with you and with his Abba. You are in him and he is in you, and you are all united with us, affirming not only our humanity,
but also our dignity and divinity. Het julle gehoor, daar word gepraat van our divinity. Vriende, waar in die Bybel word geleer dat ons goddelik is? Dat ons goedjies is? In Genesis word daar gesê, ons is gemaak in die beeld van God. Ons is nie goedjies nie. Onthou julle in Paulus, in 2 Korintiërs hoofstuk 5, sê hy, ons is 'n nuwe skepping in Christus. Daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan, dit het alles nuut geword. Ons is nuut in Christus, maar ons is nie goedjies nie. Daardie verstaan gaan terug na die gnostiek in die vroeë kerk, wat afgewys was as dwaalleer. Nou, kom ons gaan net na die ander predikant wat nou intussen ook gereageer het hierop. En hier gaan hy nou reageer en sê dat die kerkraad staan agter hom en die synode moderator en hulle het 'n persverklaring gemaak. So kom ons luister net gou-gou na daardie stukkie. Daar word baie gepraat daaroor. Ek kan julle ook verseker dat my vriend Marine Strond, wat die moderator is van die Weskaap, absoluut ons as gemeente ondersteun in die saak en vir julle kan geruststel dat die synode gaan nie op ons toesak nie. Hulle gaan nie optree nie. Hulle voel presies saam met ons. Die kerkraad, waarvoor ek baie dankbaar is, het ons volledig ondersteun. Toe ons ook gesê het, ons gaan 'n persverklaring doen, het ons die kerkraad ingelig en hulle het absoluut sonder uitsondering vir ons gerugsteun. Nou goed, hier word gesê dat die kerkraad het bankvas agter hulle gestaan en ook die synode. Maar nou is die vraag, wat van die wesenlike sake, as 'n mens met integriteit, in liefde en in waarheid, die volledige boodskap gaan luister het. Hierdie intergodsdienstige agenda. Kom ons kyk na wat sê die algemene synode se agenda, waar NG professore gelegitimeer van die fakulteite die volgende aanbeveling gemaak het. Aanhaling, deur met mense van ander godsdienste saam te aanbid en uit te reik na die samelewing, gee ons nie die korrekte manier van glo op nie. Niemand van ons kan aanspraak maak op 'n korrekte manier van glo nie. Christene kan dus mee help om gesamentlike aanbiddingsgeleenthede 'n besondere kwaliteit te gee. Dit is 'n geleentheid waar Christene saam met mense van ander geloofsgroepe ons geloof bely, elkeen op ons eie unieke manier. Vriende, waar in die Bybel kry ons die reg om dit te doen? Kom ons luister verder waar die dominee gaan praat oor, daar was mense in die kerk wat vrae gevra het en hoe hulle dit verder hanteer het. En die gemeente en vir julle as gemeente ook baie dankie sê. Daar is persone, individue in die gemeente wat vrae gehad het oor die spesifieke diens en ons kon lekker rustig gesels daaroor en ons kon perspektief gee, ons kon agtergrond skets, ons kon die situasie mooi met mekaar deurgesels. Dit is ontwrigtend. Vir my en Johan was dit 'n rowwe week. Ons het nogal 'n paar gesprekke ook daaroor gehad en ons is nou rustig. Julle kan agterkom, ons is rustig en dat ons vir die Here ook dankbaar is dat sy Gees ook in hierdie tyd vir ons vasgehou het en elkeen van julle gebede. Daarvoor is ons ook baie dankbaar. So die situasie tans is dat die kerkraad ook op brief wat na die kerkraad toe gekom het, gaan bloot reageer om te sê dat ons dit in ontvangs geneem het. Maar dit is nie 'n lidmaat van ons gemeente nie en as daar enige gesprek is, kontak ons gerus. Ons kan is tog oop as so 'n persoon dan verder sou wou gesels. So, dit is net so die kort en die lank van die storie. Ek wil graag hê dat julle nou sal ontspan, rustig, diep sal asemhaal en dat ons kan fokus op God se woord. Goed, so Dominee Kemp sê hier dat die Gees het hulle vasgehou, daar's nou rustigheid, hulle kon nie goed deurpraat. En weet julle, terwyl hy praat, dink ek aan die nuwe raamwerk wat in die Kaapse Synode eerste keer getoets was. En dit is 'n nuwe raamwerk vir alle gesprekke, nie net oor etiese sake nie, oor die geloof, oor die woord. En die ding se naam was Egte Gesprek. Ek wil net vir jou 'n stukkie daaruit lees om te wys wat is die nuwe verstaan, wat is die nuwe bril wat gebruik word in al hierdie sake. Beweeg weg van debat na dialoog, weg van 'n standpunt na perspektief, weg van kompromie na konsensus, weg van sekerhede, vriende, na helderheid, weg van eie wys na wysheid. Kom ek deel net met jou 2 stukkies, gesprek nommer 1 en gesprek nommer 4.
By nommer 1 praat hulle oor dialoog. Hoe word gesprek gevoer? Nommer 1, ons omhels elke bydra. Beoordeel nie heeltyd elke bydra nie. Ons is oop en ons waag. Ons speel waaghalsig, ons wag op God. Oor sekerhede, hoor wat word hier gesê oor sekerhede. Helderheid oor 'n saak is nie absolute sekerheid nie. Helderheid is nie om 'n finale siening oor 'n saak te bereik nie. Alles is nie klaar gedink, gesê en gehoor nie. En hieronder om op reis te wees. Vriende, kan ons op reis wees met die waarhede in die skrif waarsonder ons die evangelie verloor? Is daar hartsake in die woord waaroor ons nie op weg kan wees nie? Julle weet, Johannes Calvin het geskrywe, daar is minder belangrike sake waaroor Christene met mekaar kan verskil. Maar hy sê daar's hoofsake van die geloof, die godheid van Christus, sy soendoodoffer, sy eksklusiewe uniekheid, die nagmaal wat heilig gehou moet word. Hy sê dit in sy instituut, en dan sê hy dat ons kan nie met daardie mense in verdere dialoog bly nie. Hy sê byvoorbeeld hier in een van die laaste gedeeltes van die boek, sê hy, in die plek van die nagmaal van die Here het daar 'n skandelike heiligskennis gekom. Die leer is heeltemal begrawe en die openbare samekomste is plekke van afgodery en goddeloosheid. Vriende, die heilige nagmaal was onteer en Calvin sê ons kan nie in vennootskap bly met hulle wat die nagmaal van die Here onteer nie. Kom ons luister vervolgens na 'n gedeelte uit die preek, en hier preek Dominee Corneille uit die Johannes Evangelie en hy gaan preek oor die waarheid. Ons staan by die waarheid, ons gaan nie leuns vertel nie, wat natuurlik waar is, ons moet die waarheid vertel, maar nou is die vraag of die groot olifant in die vertrek eintlik in die gesprek onder die mat gevee word, van intergodsdienstige eredienste. Is dit die waarheid? En dan gaan hy ook praat oor die liefde en hoor mooi wat hy dan oor dit gaan sê. Ons insigte en ervarings, dat ons dit sal toets aan die skrif, want die skrif is ons maatstaf, en hierin speel die werk van die Heilige Gees natuurlik 'n baie groot rol. En as ons dit dan nou vat en ons kyk na wat die afgelope week gebeur het, dan sou ons tog vra, vanuit Christelike geleedere, wat aanvallend was, dat ons nêrens ietsie hoor van 'n Jesus gesindheid nie. Niks optel van 'n Jesus gesindheid, 'n Jesus liefde, 'n Jesus liefde vir mense, vir sy skepsels nie. Dit het ons nogal gemis in al hierdie kommentare wat gelewer is. Ek het nie lekker vir Jesus gehoor nie. Goed, kom ons kyk, hoe lyk die Jesus liefde in die Johannes Evangelie? Hoe lyk die liefde van Jesus wanneer hy omgaan met mense? Onthou julle Nikodemus in Johannes hoofstuk 3, wat sê die Here Jesus vir hom? Hy sê, as iemand nie opnuut gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Vriende, Johannes 3 vers 16 en 18, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Wat sê vers 18? Jesus sê, wie in hom glo, word nie veroordeel nie. Wie nie glo nie, is reeds veroordeel, omdat hy nie in die enigste seun van God glo nie. Hoe lyk die liefde van Jesus in vers 36? Wie in die seun glo, het die ewige lewe. Wie egter aan die seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die straf van God bly op hom. Vriende, het ons 'n liefdevolle God geskep, wat nie meer oordeel nie. Onthou julle die kosbare verhaal van die vrou by die put, die Samaritaanse vrou? Jesus steek die grense oor in liefde, en wat gebeur? Jesus wys haar op haar sonde en daar kom bekering
Onthou julle die vrou wat gevang is in oorspel? Jesus steek die grense oor in liefde. En wat sê hy vir haar? Gaan aan in jou sonde? Nee, hy sê vir haar in vers 11, gaan maar en moet van nou af nie meer sonde doen nie. Onthou julle die liefde van die Here Jesus in Johannes 14. Wat sê hy vir hulle? Hy sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. En dan kwalifiseer die Here Jesus sy liefde as hy sê in vers 15, as julle my lief het, sal julle my opdragte uitvoer. Vers 23, as iemand my lief het, sal hy my woorde ter harte neem. Vers 24, wie my nie lief het nie, neem my woorde nie ter harte nie. Vriende, hoofstuk 15 vers 9, soos die Vader my lief het, het ek julle ook lief. Julle moet in my liefde bly. As julle my opdragte uitvoer, sal julle in my liefde bly. Vriende, vers 12, julle moet mekaar lief hê, soos ek julle lief het. Vers 14, julle is my vriende, as julle doen wat ek julle beveel het. Vriende, en dan sê die Here Jesus, wanneer julle my so gaan lief hê, by die waarheid in liefde gaan bly, wat gaan met jou gebeur? Jy gaan vervolg word. Hoor wat sê die Here Jesus in dieselfde hoofstuk. Hy sê, omdat julle egter nie aan die wêreld behoort nie, kan ons sê intergodsdienstige eredienste. Die wêreldraad van kerke wat sê almal is kinders van God. Jesus sê, omdat julle egter nie aan die wêreld behoort nie, maar ek julle uit die wêreld uitgekies het, daarom haat die wêreld julle. Dan sê hy, die mense gaan julle vervolg, hulle gaan julle uit die kerke uitgooi. Hy sê vers 33 van hoofstuk 16, in die wêreld sal julle dit moeilik hê, vriende, maar hou moed, ek het die wêreld oorwin. Vriende, daar is tans vervolging van plaaslike kerke, wat oor hoeveel jare se broederlike, liefdevolle gesprekke met synodes met ringe gepraat het. Gesê, broeders, susters, ons kan nie langer 'n kompromis maak met die wêreld nie. Ons wil getrou bly aan die Here Jesus, die eksklusiewe, unieke seun van God, wat die huwelik ook kosbaar geag het, wat by die gesag van die woord gebly het, en hulle word vervolg. Kan ek vir jou lees hoe die vervolging alreeds tydens die reformatie begin het? As ons dink aan Martin Luther, Johannes Calvin in Engeland, dink aan die Puriteine, hoe hulle uit die kerk gegooi was, hoe hulle gesê het, hier staan ek kan nie anders nie. Hoor, wat was die vervolging van die ware en die valse kerk? Die Nederlandse geloofsbelydenis. Vriende, Guido de Brès het sy lewe gegee vir die evangelie, toe hy hierdie neergepen het. Hoor wat sê hy? Hy sê in artikel 29, wat die valse kerk betref, dit skryf aan homself en sy besluit meer mag en gesag toe as aan die woord van God. Dit wil homself nie aan die juk van Christus onderwerp nie. Dit bedien die sakramente nie soos Christus dit in sy woord beveel het nie, maar neem weg en voeg by na eie goeddinke. Vriende, kan ons sê intergodsdienstige nagmaalseredienste is bygevoeg in stryd met die woord van God. Dit vertrou meer op mense as op Christus, en dit vervolg hulle wat volgens die woord van God heilig lewe en wat die valse kerk oor sy ewels, gierigheid en afgoderry bestraf. Vriende, ek wil afsluit met die Here Jesus wat praat oor wat dit kos om hom te volg. Die Here Jesus sê in Matteus 10, julle sal ter wille van my naam deur almal gehaat word, maar wie tot die einde toe volhard sal gered word. As hulle julle in een dorp vervolg, vlug na 'n ander een toe. Vriende, ek weet van predikante wat vervolg word in ringe en in gemeentes wat moet vlug, omdat hulle deur die ring uit die kerk gegooi word, terwyl hulle nog by die woord van God staan. Kom ons sluit af. Wat sê die Here Jesus vir jou en vir my? Moenie bang wees vir die wat die liggaam doodmaak,
maar die siel nie kan doodmaak nie. Nee, vrees hom eerder wat sowel die liggaam as die siel in die hel kan laat vergaan. Vriende, die liefdevolle Here Jesus Christus gaan mense hel toe stuur wat ongehoorsaam is aan sy woord en nie volhard in die leer tot aan die einde nie. Vers 32 sê die Here Jesus, elkeen wat hom voor die mense openlik vir my uitspreek, vir hom sal ek my ook openlik uitspreek voor my Vader wat in die hemel is. Maar hom wat my voor die mense verloon, sal ek ook verloon voor my Vader wat in die hemel is. Vers 37, hy wat sy vader en moeder liewer het as vir my. Vriende, kan ons byvoeg, hy wat sy kerk liewer het as vir Jesus Christus, is nie werd om aan my te behoort nie. Hy wat sy seun of dogter liewer het as vir my, is nie werd om aan my te behoort nie. Vriende, as familie ons weerhou om Jesus Christus te dien, wie gaan ons kies? Gaan ons Christus kies bo alles? Laaste stukkie, hy wat nie sy kruis opneem en my volg nie, is nie werd om aan my te behoort nie. Hy wat sy lewe wil behou, sal dit verloor. En hy wat sy lewe ter wille van my verloor, sal dit